In vandag se les leer ons dat, hoewel die vyand, die duiwel, nog steeds op die aarde werk en beskou word as die onregmatige heerser van die wêreld, soos Johannes 14 vers 30 beskryf, Christus die ware koning is en die oorwinnaar van die heelal. Baie welkom, dankie dat julle inskakel by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Hierdie week kyk ons na les 11, wat meer kon ek doen? Vir 8 tot 14 Maart. Hierdie week se geheerteksvers is in Johannes 18 vers 37. In die 2020 vertaling lees dit soos volg. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En dan in die ou Afrikaanse vertaling lees Johannes 18 vers 37 soos volg. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkene wat uit die waarheid is, luister na my stem. Let net op hierso. Hier sê dit, Jesus, om vir die waarheid te getuig. Die nuwe vertaling sê, om oor die waarheid te getuig. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg om weer die woord te open en daaruit te leer en met ander te deel. Ag Here, mag U ons asseblief seën in hierdie uur wat ons U woord studeer, mag U asseblief ons oopmaak tot ons harte spreek en ons help, Here, om hoop in Christus te vind. In Jesus se naam. Amen. Weer eens baie dankie en welkom dat julle saam met ons inskakel. Ons kyk vandag na Sondag 9 Maart, Christus die oorwinnaar. Christus is die ware koning en oorwinnaar van die heelal. Dit is 'n kragtige herinnering dat Jesus vir ons die oorwinning behaal het en dat ons daardie oorwinning kan ervaar, selfs in moeilike tye, as ons in hom bly. Wanneer ons aan Christus verbind is, het ons deel aan sy oorwinning oor die duiwel, wat uiteindelik van sy mag beroof gaan word. Die skrif beskryf Satan op verskeie maniere as die misleier van die mensdom, die beskuldiger van God en die hemelbewoners, en as die onregmatige heerser van die wêreld. Hierdie beskrywing is in verskeie gedeeltes van die Bybel opgeteken, soos Openbaring 12 vers 9, Matteus 4 vers 3, Johannes 8 vers 44, 2 Korintiërs 11 vers 3 en onder andere ook 1 Johannes 3 vers 8, waar ons sien hoe die duiwel van die begin af die mensdom probeer mislei het. Sy aksies is verder beskryf as die een wat God beskuldig en die hemelbewoners in diskrediet probeer bring, wat ook duidelik gewys word in Openbaring 12 vers 10 en ook ander gedeeltes, soos Job hoofstukke 1 en hoofstukke 2. In Johannes 18 vers 37, ons geheerteksvers vir hierdie week, leer ons iets belangriks oor die werk van Christus teen die misleiding van die duiwel. Jesus sê dat hy na die wêreld gekom het om vir die waarheid te getuig. En hy die koning is van 'n ander koninkryk, nie van die wêreld nie. Sy werk is om die vyand se leuns bloot te lê en te oorkom. Dit beteken dat Jesus die oppergesag het oor alle misleiding en leuns van die duiwel. Hy is die waarheid en die waarheid sal ons vrymaak van die slawerny van die vyand. Selfs al het Satan die posisie van die onregmatige regerder van hierdie wêreld, het Christus die oorwinning behaal. In sy kruisdood het Jesus die volmaakte liefde en geregtigheid van God betoon en die duiwel se lasterlike aanklagte ontbloot. Christus het sy kruisdood gebruik om te bewys dat God se liefde groter is as wat Satan probeer beweer en dat die kruis die finale simbool van oorwinning oor sonde en die duiwel is. Dit is die grootste demonstrasie van God se liefde en dit sal alle misleiding en lastering van Satan uiteindelik beëindig. Die les leer ons verder dat
Jesus sal terugkeer om die koninkryk van die duiwel te vernietig. Want die duiwel weet dat hy min tyd het. En dit lees ons in Openbaring 12 vers 12. Wanneer Christus terugkom, sal hy as die koning heers oor die hele heelal, en die duiwel sal geen mag meer hê nie. Dit is die finale oorwinning van Christus oor die bose. Die vraag wat aan ons gestel word in hierdie week se les is, hoe ons daaglikse keuses ons uiteindelike kant in die groot stryd beïnvloed. As ons daagliks aan Christus se oorwinning en die beloftes wat die kruis ons bied, herinner word, kan ons seker wees dat ons aan die wenkant is. Ons keuses moet gekleer word deur die waarheid van Christus se oorwinning en die belofte dat hy uiteindelik die bose sal oorwin. Deur elke dag in afhanklikheid van Christus te leef, deur sy oorwinning as ons eie te aanvaar en deur die genade wat hy aan ons gegee het, kan ons seker weet dat ons alreeds aan die wenkant is. Soos ons in die les lees, is die geheim om elke dag ons te beroep op Christus se oorwinning, om sy waarheid uit te leef en om te weet dat ons aan die wenkant van die stryd is. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons kan weet dat ons aan die wenkant is. Al lyk dit baie keer of ons verloor. Weet ons, as ons ons oop Jesus hou, in sy voetspore volg, Here, dat ons die oorwinning sal behaal, want Jesus het dit reeds vir ons gedoen. Ons dank U in Jesus se naam. Amen.